In die nuus vanaand. Brandbestryders sukkel steeds om brand onder beheer te kry in die Tafelberg Nasionale Park waar talle ook moes ontruim. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof se beslissing teen 'n BTW-verhoging is wyd verwelkom en bied volgens die Inkomstediens groter sekerheid. En die tafeldruiwebedryf is bekommerd oor die invloed wat handelsoorlog op die bedryf kan hê. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Brandbestryders spook steeds om die brand in die Tafelberg Nasionale Park onder beheer te bring. Die brand woed tussen Tokai en Noordhoek op die suidelike Skiereiland. 4 helikopters en meer as 100 brandbestryders is op die toneel en vrywilligers bied ook bystand. 'n Brandbestryder wat gister beseer is intussen ontslaan uit die hospitaal. Volgens SANParke het nagenoeg 3000 hektaar veld deur die nag afgebrand. Uitgebrande motorwrakke in die parkeerterrein van die Silvermine Natuurreservaat dui op talle wat in die raas gevlug het. I think this was when there was a call to evacuate the park. People just left in a hurry, and then some people obviously left without their cars. But when it's safe to do so, the authorities will make contact with those the vehicle owners and then escort them in when it's safe to do so. Naasten by 200 huishoudings wat tientalle Noordhoek-inwoners in swak sorg insluit, is gister verskuif. Daar was ontruimings gister in die Ou Kaapse Weg area asook die Tokai area, maar daar is nie op hierdie oomblik huise wat bedreig is nie. Die 18de eeuse Tokai Herehuis is as 'n voorsorgmaatreël ontruim. Die erfenisgebou is administrasiekantoor van SANParke. Ons het ondersoek gedoen en ons dink dat dit 'n brandstigting is wat die vuur begin het. Ons het op die vuur gewerk op Saterdag en die vuur was onder beheer, maar op Sondagoggend het die wind sterk begin waai en ook in 'n ander rigting en so die vuur het nou kwaai begin brand. Inwoners van Swanswyk sê die brand is vreesaanjaend. Dit is verskriklik. Ons was so bang en jy weet, jy kan nie dink nie. So jy dink wat moet ek saamvat? Wat is belangrik? Maar jy kan nie dink nie, want jou lewe is die belangrikste ding, jou lewe en jou kinders se lewe. Barmhartiges lewer water en kosskenkings af by die Lakeside brandweerstasie. So yeah, it is quite worrying, you know, everything looks safe and 10 minutes later it looks like the fire is heading in a different direction. So you never quite know what to expect. Die dierewelsynsgemeenskap sê 'n aantal diere word tans versorg en spanne soek na beseerde diere in die omgewing. Staproetes is gesluit en motoriste word aangemoedig om uit te vind watter paaie gesluit is. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Sowat 230 leerdlinge by Riverlea Hoërskool in Johannesburg sal tot verdere kennisgewing onderrig in die skoolsaal ontvang wanneer skole volgende maandag heropen. Dit nadat 11 klaskamers in vlamme opgegaan het tydens 'n brand gisteraand by die skool. Daar is geen beserings aangemeld nie en die oorsaak van die brand is nog onbekend. Daar was geen sekuriteitspersoneel op die skoolterrein toe die brand uitgebreek het nie. Van die 11 klaskamers wat afgebrand het 4 230 graad 8 skoolleerders gehuisves, terwyl die ander 7 nie gebruik was nie. Die blok wat die seuns badkamers huisves is ook heeltemal afgebrand. Interimly, we will accommodate them in a school hall, but we will then be fast-tracking the process of making sure that we have 4 mobile units, which will be then assisting us as an interim measure, while we will then be making sure that we then refurbish or rehabilitate the structure. Inwoners wat beweer daar was beweging by die skool oomblikke voordat die brand gewoed het, glo dit is brandstigting. They're supposed to have proper securities at the school, armed guards, you understand, to protect the schools, because this thing has been going on long. We had a church here, Glory to Glory Ministry. Our church has been broken 14 times. Mabona sê die departement kan weens begrotingsbeperkings nie bekostig om sekuriteitsbeamptes by elke skool aan te stel nie. Budget will not allow us to do that. That is why we normally target the schools that are in the
high-risk areas where there's prevalent criminal activities and there's probably violence that might be perpetuated by some gangs or learners or the community. We then prioritize those and probably for interim measures, but we'll give them security. But it's not sustainable that we will have security in our schools. 'n Ondersoek is van stapel gestuur. Die Russiese president Vladimir Putin het 'n eensydige skietstilstand in sy oorlog teen Oekraïne aangekondig van 8 tot 10 Mei. Die datum gedenk die 80ste jaar sedert die geallieerdes wat die Sowjetunie insluit se oorwinning in die Europese deel van die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie is die tweede eensydige skietstilstand wat Rusland afkondig na 'n 30 uur lange een die dag na Goeie Vrydag. Volgens Oekraïne het Rusland die eerste skietstilstand herhaaldelik verbreek. Kiev het nie gereageer op die nuutste aankondiging nie. 'n Gespanne atmosfeer heers tussen Pakistan en Indië na verlede week se skietaanval op toeriste in Kashmir, waarin 26 mense gesterf het. 2 van die 3 verdagtes, volgens New Delhi, is van Pakistan wat hoofsaaklik die Islam geloof aanhang. Indiese burgers is meestal Hindoe-aanhangers. Protesoptredes het in Indië uitgebreek waar tydens die regering gevra word vir beter beskerming teen militante. Indië voer aan skote word steeds vanaf die Pakistaanse kant van die grens afgevuur. Die Vatikaan sê die kardinale het op 7 Mei besluit as die datum waarop die proses begin gaan word om 'n nuwe paus te kies. Die proses kan so vroeg as 6 Mei begin, maar hulle het op 'n dag later besluit om hulself meer tyd te gee om mekaar te leer ken. Sowat 135 kardinale onder die ouderdom van 80 kwalifiseer om aan die konklaaf deel te neem om die volgende paus aan te wys. Die vorige 2 konklawe in 2005 en 2013 het slegs 2 dae geduur. Paus Franciscus is op 21 April op 88-jarige ouderdom oorlede. In Kanada het miljoene stemgeregtigdes reeds vroeg by stembusse opgedaag in die algemene verkiesing vir 'n nuwe eerste minister. Vroeë peilings wys dat die premier, Mark Carney van die Liberale Party, 'n algehele voorsprong het teenoor sy oppositie, die konservatiewe party se Pierre Poilievre. Die Amerikaanse president, Donald Trump, se verhoogde tariewe en dreigemente om Kanada te annekseer, het die sentrale kwessie geword in die verkiesingsveldtog, wat gelei het tot meer steun vir die liberale Carney. Die brand woed steeds in die Tafelberg Nasionale Park en die grensbestuurowerheid juig oor sy suksesse by grensposte oor die Paasnaweek. Bly by ons vir die en ander nuus. Welkom terug. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, sê die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof bied 'n mate van sekerheid oor die administrasie wat met die wet op belasting op toegevoegde waarde verband hou. Die Inkomstediens het verbruikers verseker dat daar geen regsbindende grondslag is vir die verkoper om 'n hoër koers in werking te stel nie. Die SAID het ook onderneem om verkopers te monitor. Die Hooggeregshof het die 0,5% BTW-koers geskraap wat eerskomende donderdag geïmplementeer sou word. Dit volg nadat die DA en die EFF die hof genader het. Kieswetter sê die hofuitspraak stel die Inkomstediens in staat om BTW meer doeltreffend te bestuur, terwyl die verbruiker beter beskerm word. Hy het gesê 'n deursigtige oop proses moet gevolg word, waar tydens alle moontlikhede en oorwegings in gedagte gehou word. Ultimately, it is about the choice that the minister made of fiscal consolidation. Die tesourie is gestream oor die inwerkingstelling van die begroting te midde van artikel 74 van die BTW-wet, wat dit vir die minister van Finansies moontlik maak om voorgestelde belastingverhogings te implementeer, voordat die parlement daaroor stem. There's a much larger problem that's now emerged, which is that growth forecasts have to be downgraded because of slower global growth, because of the impact of the Trump tariffs on global growth and into South African growth as well. We've slashed our forecast in line, but we did before the IMF, in line with the IMF, down from 1.9 to 1.1%,
Treasury in February was still sitting at 1.9%, and that for us creates a 25 billion rand hole that has to be filled. Graderingsagentskappe sê hulle hou die verwikkelinge in Suid-Afrika en die ekonomie fyn dop. While the finance minister's team argues that the provision is constitutional, the challenge raises valid concerns about ensuring a robust legislative oversight. So for us as a credit rating agency, we will be closely monitoring the outcome. Verbruikers word gevra om vanaf 1 Mei waaksaam te wees by verkooppunte en aan te dring op 'n terugbetaling indien die strokie 'n belasting van 15,5% weerspieël. Die EFF het die ANC gewaarsku om op te hou om hom weg te stoot. Dit volg na uitlatings van die ANC se nasionale voorsitter, Gwedi Mantashe, oor die EFF en die MK-party se moontlike deelname aan die regering van nasionale eenheid. Mantashe het by die Vryheidsdag vieringe in Ermelo as president waargeneem. Die EFF-leier Julius Malema het kommentaar gelewer oor sy party en die DA se hofsege oor die BTW-verhoging en fiskale raamwerk. Die partye eis nou die bedanking van die minister van Finansies en die tesourier-generaal. Ideology has no color. Ideology is the mindset. We can leave the DA, but I'm not sure if MKP and the EFF are better options. They are so aggressive and hostile against the ANC. So it's like choosing a devil and also but run into the fire. That's it. You run away from the devil, you get into the fire. You burn in any way. Dit was die woorde van Mantashe, terwyl hy gister as president van die land waargeneem het, wat die EFF die harnas ingejaag het. Volgens Malema is die ANC vinnig om na die EFF toe te hardloop versteen as sake te warm raak vir hom. You know, where they must not just speak loosely. You know, things are not working. Eh? You don't just speak like you have power, from devil to fire, whatever. They are going to pass a motion of no confidence there in Parliament. What is Gwede going to do? He's going to go to fire. That fire will not be fire because you now want it to support you in defense of the president. It will be water now. Die EFF het voorts gewaarsku dat Suid-Afrika dalk binnekort weer 'n wit president gaan hê as die ANC voortgaan met sy arrogansie. Any motion of no confidence put against the ANC president will support it. Because he has put us into this mess. He is the man responsible for every mess we are experiencing today. Die EFF het homself nou as die amptelike oppositie in die land verklaar, nadat die MK-party geen bydrae gelewer het in die stryd om die begroting en die BTW-verhoging op te skort nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se handelsoorlog kan jare se harde werk vir belanghebbendes in die tafeldruiwebedryf ongedaan maak. Suid-Afrika se tafeldruiwebedryf probeer al jare om vasdra plek in die mark in die VSA te kry en uit te brei. Maar die dreigende tariewe kan mededinging op die wêreldmark vir Suid-Afrika ongelyk maak. Suid-Afrika se tafeldryfbedryf het verlede jaar 'n uitstekende seisoen gehad met rekordoes van 78,9 miljoen kartonne, die grootste nasionale oes ooit. Minder as 10% word na Noord-Amerika uitgevoer. Produsente het gehoop om daardie mark uit te brei, maar met die dreigende tariewe kan dit vrugteloos wees. Dit is maar 'n groot kommerwekkende probleem vir ons, veral omdat ons oor die afgelope 5 seisoene met 28% gegroei het na uitvoere na die VSA toe. So oor die langtermyn is dit kommerwekkend vir ons, val as die tarief na 31% invoerheffings opgehef gaan word van Julie maand af. En dan gee dit vir die ander lande soos Peru en Chili die voordeel, so dan is dit nie meer ekonomies lewensvatbaar om na daai markte toe te gaan met ons vrugte nie. Met tariewe wat na verwagting sal verdriedubbel en as daar geen nuwe handelsooreenkoms bereik word nie, sê produsente dat hulle na ander markte sal moet kyk. As sal ons alternatiewe markte toe weer eens moet gaan en groter volumes in Europa en die UK plaas soos ons tans doen. En die Filippyne wat ook opgaan het, dit is ook tot ons voordeel. Suid-Afrika hoop dat sy nuwe gesant na die VSA, Nkobisi Jonas, sake sal kan help redder.
the products that we send to the US is because there is a demand for it. There's a counter-seasonality issue when it comes to agriculture, where we have particular products when they don't have it in that market. And I think those are some part and parcel of the conversation we must have. And in terms of the quota, I think if South Africa can get about 100,000 tons, either tariff-free or at 10%, we can have the breathing space. Then from there onwards, then the long-term free trade agreement conversation has to begin. What South Africa can go forward with is, of course, then asking those bit of a leeway for the near term for sensitive industries. But I think highlighting the desire that in the long term, we want a trade agreement. Die tafeldryfbedryf hoop om meer rekordseisoene in die volgende paar jaar te produseer en hoop dat die markte in hulle guns sal wees. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Appington, Noord-Kaap. Die grensbestuurowerheid het tydens die Paastydperk meer as 6000 mense in hegtenis geneem wat onwettig in en uit die land wou reis. Die owerheid sê die gebruik van nuwe tegnologie het tydens die Paastydveldtogte vrugte afgewerp. Die gebruik van hoë tegnologiese hommeltuie en liggaamskameras het positiewe resultate opgelewer. Meer as 1 miljoen mense het vanjaar tydens die Paastyd deur Suid-Afrika se grense beweeg en meer as 6000 mense is in hegtenis geneem. Dit is 'n toename van 61% in vergelyking met 3000 dieselfde tydperk verlede jaar. Just in the period of 10 days, we have been able to intercept and apprehend a total of 6,253 persons who were attempting to enter and or exit South Africa illegally. Die GBO sê Zimbabweërs, Mozambiekers en Lesotho burgers bly die top 3 nasionaliteite wat die land onwettig probeer binnekom. Even in this 2025 Easter period, a consistent pattern of top 3 nationalities which continue to undermine our immigration laws remains the Zimbabweans at 2019, followed by Basotus at 1,921 and then followed by Mozambicans at 1,143. Die GBO sê sy suksesvolle Paastydperk veldtog is bewys dat die land vordering maak om sy grense te beveilig en onwettige immigrasie en mensenhandel te bestry. Terwyl Vryheidsmaandvieringe landwyd voortgaan, het die DA 'n optog teen misdaad in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap gehou. Hulle het die strate van die bende-getuisterde noordelike gebiede ingevaar om meer hulpbronne te vra om misdaad in die metro te bekamp. Die betogers het 'n griefskrif aan 'n verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse polisie oorhandig. Daarin spreek hulle onder meer hulle kommer uit oor die gebrek aan straatligte en hoe dit bydra tot stygende misdaad. Die DA sê genoeg is genoeg en dat streng maatreëls nodig is om die metro teen misdaad te beskerm. Hulle eis dat hulle grondwetlike reg tot veiligheid en sekuriteit beskerm moet word en sê misdaadgetuisterde gemeenskappe is nie werklik vry nie. Die griefskrif het voorstelle ingesluit oor die gebruik van tegnologie soos hommeltuie en bykomende kameras in gebiede waar misdaad hoogstyf vier. We are very concerned about, for example, the halving of the safety and security budget. That Metro Police here in Nelson Mandela Bay is only just around 120 officers. We don't have functional CCTV cameras. We are not investing in crime-fighting technology. Inwoners glo dat misdaad in die gebied sal afneem as werkloosheid bekamp word. Al manier waar ons gangsterisme en violence gaan kan stop is om onze jong mense te educate en dit is baie belangrik. Wanneer ons jong mense geëducate is, gaan hulle uitvind dat daar is opportunities na gangsterisme. Je hoeft niet te focussen om een gangster te wezen, om een mooie kar te wezen, maar je kan dalk verder studeren om een mooie kar of een verschil te maken in je leven. Ons wordt verkracht, ons wordt geroof, ons wordt doodgemaakt. Als een jong vrouw mens voel ik baie, dit is onrechtvaardig. Zelfs ons gezien dat de statistieken wijzen dat die crime is baie hoog, maar dat is zo hoog dat dit maak eintlik baie bang is, vreesbevange vir wat aangaan weens mense wat hulle werk doen. Die beligting is so 'n belangrike rol. As ons kyk in die areas soos in Missionville of oral in die noordelike areas of in die Oos-Kaap, Port Elizabeth so baie, dit is so donker. Maar dit is weens mense wat hulle sakke val en nie weer omgee vir die gemeenskap. Die DA sê munisipaliteite moet saam met die polisie werk om misdaad te verminder. Memorandum vra dat die munisipaliteit dringend
kyk na die tegnologie wat nie op die oomblik in plek is nie. Dit is tegnologie wat die munisipaliteit help om vinniger te reageer op misdaad. Byvoorbeeld die ShotSpotter tegnologie wat lewendig kan uitkyk vir wanneer daar gewere afgevuur word. Dan kan 'n mens vinniger reageer en jy kan die inligting deel. Die DA sê hy sal voortgaan met protesoptrede teen misdaad totdat die nasionale regering aan hulle eise gehoor gee. Bly by ons vir sportnuus asook die weer vir môre. Die Afrikaanse redaksie moet groet. Mooi aand verder en totsiens tot môre aand. Dis tyd vir die weer. Goeienaand. Welkom. Vannag bewolkte toestande word verwag langs die Wes en dele van die Suidkus. Dan sien ons baie mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land met 'n 30% kans vir reën wat verwag word in dele van Limpopo, Mpumalanga en dan ook in gedeeltes van KwaZulu-Natal. Vir môre sien ons miskolle word verwag langs die Weskus, die Suidkus en dan ook in die oostelike dele van die land. 'n 30% kans vir reën word dan ook verwag langs die Suidkus. Dan is daar ook 'n 30% kans vir reën wat steeds voortduur môre in dele van Limpopo, Mpumalanga en dan KwaZulu-Natal. Andersins bewolkte toestande reg oor die land. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Baie koel in Gauteng, Pretoria 12.25, Springs 10.23 en dan Carletonville en Vereniging het dan ook albei 'n maksimum van 23. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien verspreide buie en donderbuie in die provinsie. Polokwane 13.23, Tzaneen 15.24 en Burgersfort het dan 'n maksimum van 27. Mpumalanga baie nat in die provinsie. Skukuza maksimum van 25, Carolina 11.19 en dan Imalahleni het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 22. KwaZulu-Natal koel met sonnige weerstoestande wat dan hier verwag word. Richards Bay 19.27, Durban 'n maksimum van 28 en dan Vryheid 'n maksimum van 25. In die Oos-Kaap koel in die provinsie, Mthatha maksimum van 29, Oos-London 17.24 en dan Graafrenet het 'n maksimum van 27. In die Wes-Kaap baie mooi weer en sonnige in Beaufort Wes met 'n maksimum van 29, Worcester 12.24 en dan Hermanus het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 19. In Noord-Kaap sonnig in Calvinia met 'n maksimum van 28, Kroman 11.24 en dan Appington het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 28. In die Vrystaat Kroonstad 9.23, Botawil 10.26 en dan Bethlehem en Frankfurt albei 9.22. Ten slotte ons laaste provinsie Noordwes, Rustenburg 13.25, Schweizer-Reneke en Bloemhof albei 11.25. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.